Op die bord staan al die teksgedeeltes, Romeine 12, Johannes 10 en 14 en Psalm 23. Wys gou vir my, wie het hulle Bybels vandag saamgebring, steek dit op in die lig, dat ek daai Bybel sien. Ek is bly, julle het julle Bybel saamgebring, as hy op jou selfoon is, kan jy dit ook doen. Maak net seker jou selfoon is op silent. So soek vandag, as jy wil, gou daai gedeeltes op, Romeine 12, Johannes 10, 14 en Psalm 23, sit die boekmerkies so daarin. As jy vanmôre besoeker is en jy kuier hier saam met ons, wil ons vir jou sê baie welkom. Ons is dankbaar jy is vanmôre hier saam. En as jy nou al meubels is vanmôre hier, wil ek vir jou ook sê baie welkom. Ons is dankbaar jy is vanmôre saam met ons hier. Vriende, soos julle kan sien, dis ons terug gaan skool toe diens. Ons het ons kleuterkerk vanmôre hier. Al die kinders is terug van die vakansie af, terug in die skool in, en is wonderlik om almal vanmôre hier saam in die kerk te kan hê. Maar voor ek vanmôre gaan begin met die diens, moet ek eers iets van my hart afkry. Ek is so verskriklik opgewonde om hierdie met julle te deel, maar ek is bang as ek dit eers aan die einde gaan deel, gaan ek nie op my preek kan fokus nie, en dan gaan ek nie my beste kan gee nie. So ek is verskriklik opgewonde, maats, en nie net vir al ons jong mense nie, maar vir die groot mense ook. Ons het iemand, 'n vriend, wat by ons gaan kuier hierdie jaar, die hele jaar deur. En hierdie maatjie gaan saam met julle huis toe gaan ook. Hy gaan by julle in julle huise ook kom kuier. Nou hierdie maatjie se naam is Wysneus. Daniel, gee gou daar vir my daar agteraan. Die donkie. Hierso. Das, dankie. Hier is ons maatjie, sy naam is Wysneus. Nou het julle geweet, in die Bybel was daar 'n donkie gewees wat kon praat? Wie het al 'n donkie hoor praat? Steek op julle hande. Julle al gehoor hoe praat 'n donkie? Help my. Nee, 'n donkie kan nie praat nie, man. In die Bybel was daar 'n donkie gewees wat gepraat het. En as julle dink ek jok, gaan lees Numeri 22. Dan sien julle ek jok nie vir julle nie. In die Bybel was daar hierdie donkie wat kon praat. Nou hierdie donkie se naam was nie Wysneus gewees nie. Ek het hom sommer sy naam Wysneus gemaak. So, hierdie donkie se baas was Biliam gewees, en Biliam ry op hierdie donkie. Biliam is haastig, hy wil vinnig by die plek uitkom waar hy moet uitkom, maar Wysneus is rustig. Wysneus stap en hy kyk mooi wat om hom aan die gang is, hy fokus op ander dingetjies. Biliam, sy baas, wil net daar kom. En op 'n stadium, toe breek Wysneus, toe gaan staan hy doodstil. Nou, 'n donkie kan hardkoppig wees, en hierdie donkie gaan staan doodstil so in die pad. Want hy het iets gesien wat die ander mense nie gesien het nie. Hierdie donkie het 'n engel gesien van die Here. En daar gaan staan hy stoepstil in die pad, hy gaan lê ook sommer. En sy baas is kwaad, en hy vat sy kierie, en hy slaan hom. En hy sê, as ek my swaard hier gehad het, kap ek sommer jou stert af vandag. Hierdie donkie wil nie beweeg nie. En daar begin die donkie met hom te praat. En die donkie sê vir hom, jy het my nou al 3 keer geslaan. Hoekom slaan jy my? En dis toe God Biliam se oë ook oopmaak. Nou hoekom kies ek vir Wysneus? Hoekom kies ons hierdie donkie? Want hierdie donkie kan goed raak sien wat ons almal nie anders kan raak sien nie. Hierdie donkie het vir God raak gesien, en hierdie donkie gaan ons hierdie jaar leer, en hierdie donkie gaan ons hierdie jaar help om dinge anderster te sien. Wysneus sê altyd, gebruik jou oë, wys my julle oë, gebruik jou oë, gebruik jou ore, jou hart, en God sal altyd die pad wys. Gebruik jou oë, jou ore, jou hart, en God sal altyd die pad vir ons wys. So as ons hier na Wysneus gaan kyk, gaan Wysneus vir ons help om die pad te wys. Nou ek het vandag 2 goed saamgebring kerk toe. Weet julle wat is hierdie? Is dit 'n foon? Nee. Och, ek hoop tog julle gaan weet wat is hierdie. Wat is hierdie? 'n Bybel, dankie tog. Nou ek het 2 van hierdie goed vandag saamgebring. Die een is 'n telefoon en die een is 'n Bybel. Nou ons almal het 'n telefoon en ons almal het 'n Bybel. Nou ek wil gou by julle hoor. Hierdie telefoon,
As ek die heeltyd gaan stories kyk op my telefoon, as ek die heeltyd gaan speletjies speel, as ek die heeltyd gaan TikTok en Facebook en WhatsApp en die heeltyd op hom bel, wat gaan met hom gebeur? Gaan hy pap word? Daniel, het jou foon al pap geword, terwyl jy stories gekyk het? Het die tablet pap geword, terwyl jy stories gekyk het? Het jy al gesien wat gebeur? Jy kyk nog jou storie, ewe skielik dan word die skermpie so dof, en dan, ploep, weg is hy. En dan kan jy maar druk en knoppies druk, wat jy wil, hy gaan net nie weer aankom nie. Nou Wysneus het hierdie week in my oor gefluister, toe sê hy, ons mense is maar net soos hierdie telefoon. Partykeer raak ons ook pap. Nie omdat ons 'n swak telefoon is nie, nie omdat ons swak mense is nie, maar omdat ons net die heeltyd jaag, want ons moet die kant wees en ons moet daai kant wees en ons moet daai kant toe gaan, die kant toe, maak nie saak waar nie. Nou kinders, hierdie Bybel is nie die battery nie. Maar as ons hierdie Bybel oopmaak en ons lees hom, dan ontmoet ons vir Jesus. En wanneer ons Jesus ontmoet in die Bybel, dan kom herlaai Jesus ons harte. Dan kom maak Jesus ons hartjies weer nuut. En dis hoekom dit belangrik is dat ons moet Bybel lees, né? Elke dag. Want soos jy jou selfoon in die charger moet indruk, so moet ons Bybel lees om ook dat Jesus toelaat dat Jesus ons kan charge. Nou ek gaan vir julle vra, julle kan teruggaan na julle klas toe. Baie dankie dat julle hier voor gesit het en vir Wysneus ontmoet het. En Wysneus gaan by julle kom kuier. Hy gaan by al julle gesinne kom kuier. Julle gaan vir ons foto's neem. Wat het julle saam met Wysneus gedoen? Wat het julle saam met Wysneus geleer? So hierdie maatjie gaan vir my alles kom vertel wat in julle huise aan die gang is. Pas op vir julle. Dankie, julle kan gaan. Julle kan gaan. Julle kan teruggaan na die kleuterkerk toe. O God. Terwyl hulle terug beweeg, vriende, sal julle onthou, laasweek se tema was gewees pause. Kom ons raak stil. Ons het 'n oomblik in die diens, het ons so 'n moment gehad waar ons vir 2 minute stil geraak het. Ons gaan dit vandag weer doen. Ons gaan vir 'n oomblik stil raak vir 2 minute. Ek sal die telefoon af die horlosie dophou. Die Bybel sê vir ons, wees stil en weet ek is God. Jesus sê vir ons, ek klop aan die deur. As jy oopmaak, gaan ek inkom en ek gaan by jou kom eet. So kom ons fokus vir 'n oomblik op Jesus. Nie 'n doelwit nie, maar kom ons fokus om die deur vir Jesus oop te maak. Kom ons raak stil. En beleef hoe Jesus aan die deur klop. Jesus, ons hoor hoe U klop aan ons deur. Ons maak die deur oop. Ons wil hê U moet inkom. Ons wil hê U moet by ons kom sit. Ons wil by U voete kom sit, Here. Vader, en daarom
wil ons ook vandag by U kom sit, nie net omdat ons hier moet sit nie, maar ons wil regtig op U fokus en op U alleen. Ons gaan vandag met die woord besig wees, een van die grootste geskenke wat ons in ons lewens gekry het. En daarom bid ons ook, Vader, laat ons werklik U woord sal hoor, dat dit sal groei, en dat ons hier sal uitstap, en ook veranderd sal wees. Here, ons weet U is God, en U is Vader. Amen. So ons het laas week begin deur te sê dat verandering is nie om harder te probeer nie. Verandering is om plek te maak vir Jesus in jou lewe. So ons het gesê dat ons moet hierdie reëls vir die lewe kry. Ons het gegaan en gesê dat hierdie reëls vir die lewe is nie, jy moet 10 uur by die huis wees en jy moet nie die spoedgrens oorskry nie. Ons het gesê hierdie reëls vir die lewe, ons het gaan kyk na die Latynse vertaling vir dit, vir die woord reël, en ons het gesien dis hierdie reguit stukke hout. Ons het gesê as jy daai stukke hout so bymekaar sit, dan vorm dit hierdie struktuur. Ons het toe gesê dat hierdie hout, hierdie struktuur, dit is ons routines, dit is ons alledaagse dinge wat ons doen. Dit is hierdie ritmes, ons geloofsgewoontes, al hierdie goed. So wat het ons geleer? Ons het geleer, hierdie struktuur laat nie die plant groei nie. Ons het geleer hierdie struktuur ondersteun net die plant. Dit help om hierdie plant stewig te hou. So hierdie routines van ons, hierdie goed wat ons elke dag doen, hierdie geloofsgewoontes van ons, hierdie ritmes van ons, dit kan die groei 'n bietjie belemmer deur nie stewig te wees nie, maar dit kan nie die plant laat groei nie. Ons het ook gehoor dat die enigste ding wat groei kan laat plaasvind in ons, is die Heilige Gees. Dis net die Heilige Gees wat ons kan laat groei. So ons het laasweek begin deur te sê, ons wil pause. Ons wil die pause knoppie druk, presies wat ons nou gedoen het. Ons wil vir 2 minute stil word, ons wil hê die Here moet inkom, ons wil die deur vir die Here oopmaak, ons wil hom ontmoet, ons wil by hom sit, ons wil tyd saam met hom spandeer. En ja, ek praat in die week met iemand en die persoon sê vir my, hy het dit gedoen, en dit was vir hom wonderlik gewees. En ek hoop en glo almal van julle anders het dit ook gedoen. Dit was vir hulle lekker gewees om vir 'n oomblik te kon stil raak en voor hulle dag begin, om net die Here te kon innooi. Nou vriende, ons is nie besig om nog routines en nog goed by ons lewens by te voeg nie. Nee, ons wil eerder vir Jesus ontmoet. So ons gaan vandag bou op dit wat ons laasweek geleer het. As ons laasweek gehoor het, dat om te pause, ons moet pause, en dit is ons tyd hoe ons vir Jesus kan ontmoet, hoe ons vir Jesus kan innooi in ons lewe, gaan ons vandag sien, dat wanneer ons op die Bybel gaan fokus, wanneer ons op die woord gaan fokus, dit die manier is, hoe ons soos Jesus kan wees, en soos Jesus kan leef. Nou hier is hoekom dit belangrik is. Craig Groeschel sê dit eintlik so mooi. Hy sê, ons lewens beweeg altyd in die rigting waar jou sterkste gedagte is. So wat beteken dit? Dit waaraan jy die meeste dink, dit waarop jy die meeste fokus, dis die rigting waarin jou lewe beweeg. Dis die rigting waarin jy gaan. En hoe is dit werk? En hier is hoe dit werk. Dit waarop jy die meeste fokus, dit waaraan jy die meeste dink, dit is dit wat jy gaan begin glo. Dit wat jy glo, dit gaan bepaal die manier hoe jy gaan optree. En die manier hoe jy gaan optree, dit is wie jy gaan wees. So hier aan die begin van die jaar, dan voel baie van ons kort iets in ons lewe. Of ons het iewers bietjie agtergebly. En dan besluit ons gaan 'n paar goed verander. Ons gaan besluit, ek wil dalk bietjie gewig verloor, ek wil meer van dit doen, ek wil ophou om dit te doen, ek wil my lewe anderster inrig, ek wil dinge anderster doen, en al hierdie goeders is reg. Dit is wonderlik om dit te doen. Maar vriende, as ons iets wil verander, gaan ons vandag 'n bietjie dieper moet gaan en verder moet gaan
as net ons gedrag en ons karakter. Ons moet gaan na dit waarin ons glo, dit wat jy glo. Kom ek verduidelik dit so. Wie het al so gevoel in hulle lewe? Ek sal gelukkiger wees as ek daardie werk het. Ek sal gelukkiger wees as ek kinders kan hê. Ek sal gelukkiger wees as ek bevordering kan kry. Ek sal gelukkiger wees as my kinders net deur die aand kan slaap. Ek sal gelukkiger wees as ek in daardie huis kan bly. Ek sal gelukkiger wees as my kinders net uit die huis wil uit en uit my sak wil uit, nê? Nee. Of ek sal gelukkiger wees die dag as ek aftree. Vriende, ek weet nie wat is jou ek sal gelukkiger wees as nie, maar dit wat jou primêre gedagtes word, dit gaan lei tot jou leefstyl. En dit kan heel moontlik wees dat jy gaan uitmis op uitgestelde vreugde. Vriende, ons het die krag en die mag. Die krag en die mag, die manier hoe ons dink, dit oefen mag uit op jou lewe. Dit het krag oor jou lewe. Nou om te dink waaroor jy dink, dis nogal iets belangrik. Dis so belangrik dat Paulus daaroor skryf. Maak jou Bybel oop daar by Romeine 12. Vers 2. Baie bekende gedeelte. Wat sê dit vir ons? Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Paulus kom sê vir ons, hey, julle moet mooi dink waaroor julle dink. Julle moet mooi dink waaraan julle dink. Paulus sê, let op waarop jy fokus, waarop jou gedagtes gefokus is. Dit is amper of hy vir ons kom sê, daar is hierdie twee paaie. Hierdie twee paaie. Die een pad is die ene wat sê, moenie hierdie pad volg nie, hierdie pad wat vergelyk word met die sondige wêreld. Hy sê, moenie gelyk word aan die sondige wêreld nie. En dit is so. Dit is maklik om hierdie pad te loop, die wêreldse pad. Vriende, besef jy, 65% van dit wat jy daagliks doen, is jy nie eers van bewus nie. Jy doen dit sonder dat jy weet. Jy doen dit sonder dat jy bewus is daarvan. Kom ek doen gou toets. Wie van julle het vanmôre opgestaan en gedink, ek gaan my tande begin linksbo borsel, dan gaan ek regs onder toe, dan gaan ek regs bo en links onder. Wie het hulle tande so geborsel? Wie het dit gedink? Niemand nie. Jy het tandepasta opgesit, jy het tandeborsel in jou mond gedruk en jy het begin borsel. So gebeur dit met ons in ons alledaagse lewe ook. Daar is soveel goed wat ons doen, soveel dinge wat gebeur waarvan ons nie eers bewus is nie. Partykeer gebruik ons hierdie Engelse woorde wat sê, ag, ons go maar net with the flow. Indirek is ons besig om te sê, die wêreldse manier, hy kan maar vir ons manier van leef kies. Die wêreld gaan van ons die pad wys, ons vat maar net daai pad. Ag, die wêreld kan namens my dink. Paulus sê vir ons, nee, moenie hierdie pad loop nie. Moenie toelaat dat die wêreld sy manier van leef vir jou maak dat dit jou manier van leef moet word nie. Paulus sê daar's 'n ander pad. En ons sien hy gebruik woorde soos vernuwe, gebruik woorde soos transformasie. So vriende, as dit natuurlik is om in te pas in die wêreldse manier van leef, dan is vernuwe en transformasie en God se manier van leef mos bo natuurlik. Dit is anders. Nou wanneer ek die woord transformasie hoor, vernuwe, dink ek aan die woord metamorfo. Waaraan dink jy as jy die woord metamorfo hoor, die Griekse woord? Jy dink aan metamorfose. Weet jy wat gebeur met 'n wurmpie wat 'n skoenlapper word? Nou gaan staan daai wurm daar en sê, ek wil so graag 'n skoenlapper wees, boef, dan sê ek 'n skoenlapper. Doen hy dit? Nee, hy moet eers deur 'n proses gaan, 'n transformasie. So, die skoenlapper beweeg in die konkon in, gee homself oor aan die transformasieproses en dan word dit 'n skoenlapper.
En Paulus sê dit is so met elkeen van ons ook. Hy sê, gee jouself oor aan die transformasie. Gee jouself oor aan God se transformerende werk, aan hierdie transformerende proses. En wat gebeur dan? Jou denke word vernuwe en jou gedagtes verander. Transformasie, vernuwe. Dis nie net 'n nuwe jy of 'n beter jy nie. Dis totaal en al iemand anderster. Dis 'n vernuwende jy. En dit is hier waar die Bybel 'n baie belangrike rol speel in ons lewens. Dis hier wanneer jy jou Bybel oopmaak, dan maak jy nie net nog 'n boek oop nie. Wanneer jy jou Bybel oopmaak, maak jy 'n deur vir Jesus oop. Jy maak 'n deur oop vir die waarheid in jou lewe. Jy maak 'n deur oop om vir Jesus te ontmoet. Jy maak 'n deur oop vir vryheid. En Jesus sê vir ons die volgende, Johannes 10 vers 27. My skape luister na my stem. Ek ken hulle en hulle volg my. My skape luister na my stem. Ek ken hulle en hulle volg my. Luister sê vir ons iets. Luister maak dat jy iets weet, iets besef. Dis nie meer feite wat jy leer nie. Nie meer van Jesus, net nog iets by wat jy van Jesus weet nie. Nee, jy beleef iets. Jy ervaar iets. Jy ken vir Jesus op 'n persoonlike vlak. So hierdie verhouding is dieper as net hierdie oppervlakkige verhouding. Dis hierdie persoonlike verhouding wat jy dan vir Jesus het. Jesus sê hulle luister na my en hulle volg my. Iets van gehoorsaamheid. Weereens hier waar die Bybel vir ons belangrik is. Johannes 14 vers 6. Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. In Johannes 8 sê Jesus vir ons, en jy sal die waarheid weet en dit sal vir jou vrymaak. So hoekom nooi Jesus ons om ons Bybels oop te maak? Hoekom nooi Jesus ons om 'n verhouding met hom te hê? Hoekom nooi Jesus ons om die deur oop te maak sodat hy kan inkom en hom kan ontmoet? Hoekom nooi hy dit? Hoekom nooi hy ons? Want hy wil jou vrymaak. Vriende, ons bly vashou in hierdie halwe waarhede in die lewe. En hy wil kom en hy wil ons kom vrymaak. Sjoe, prys die Here vir sy genade en sy geduld wat hy vir elkeen van ons het. Ek lees die storie van hierdie dominee. Hierdie dominee wat 'n halwe waarheid geglo het. Nou kom noem ons dit 'n halwe waarheid. Die waarheid wat hy geglo het was, ek moet mense help. Ek moet mense ondersteun. Dis 'n goeie ding. Ons leer dit mos van kleins af. Leer ons ouers vir ons, jy moet ander help, jy moet daar wees vir ander. Jy moet ander mense ondersteun. Dis 'n goeie waarheid. Dis die waarheid waarin hy geglo het. Maar die leuen wat saam met dit gekom het was, ek self, die dominee, het nie hulp nodig gehad nie. Ek het dit nie nodig nie. Hy skryf dat dit is wat hy geglo het. Dis waaraan hy vasgehou het. Hy sê en hierdie manier van leef, hierdie halwe waarheid het gemaak dat hy langer ure gewerk het, minder tyd saam met sy gesin spandeer het. Hierdie halwe waarheid het gemaak dat hy die volgende lewensmotto gehad het, om te sê, buig, maar moenie breek nie. Probeer alles in jou vermoë om al hierdie balle in die lug te hou. En sodra dit besiger geraak het hierdie man maar net meer gebuig. Dit het vir hom gewerk, tot op 'n dag. Hy skryf, een sondagoggend, nadat hy gepreek het, kom sy vrou by hom, en sy sê vir hom, moenie vir my kwaad wees nie. Nou, dis nie lekker om sulke woorde te hoor nie, nee. Moenie vir my kwaad wees. Hy sê, nou, hoekom sal ek vir jou kwaad wees? Sy sê, ek was nie van plan gewees om dit te doen nie. Maar, na die erediens het ek na die leierouderling toe gegaan, die voorsitter van die kerkraad. Want jy kort hulp, en ek soek my man terug. En hy sê, al wat hy vir haar kon sê was, jy is reg.
Hy sê, ek moes my trots in my sak gesteek het, om dit te besef, en te weet, ek moet anders optree. Hy skryf, ek het 'n leuen geglo, wat my in die afgrond ingejaag het, en ek kon dit nie gesien het nie. Nou wat kom leer hierdie vir ons? Vriende, hierdie kom leer vir ons dat ons het mense in ons lewens nodig. Mense wat gewortel is in die woord, mense wat lief is vir jou en wat die waarheid vir jou kan vertel. Jy het iemand in jou lewe nodig wat vir jou kan sê, weet jy wat, selfs God het op die 7de dag gerus. Dit is die mense wat ons in ons lewens nodig het. Hy eindig deur te sê dat dit het hom gehelp om sy denke te vernuwe, om anderster te dink. Vriende, daar is waarheid in die woord. En ons kry hierdie waarhede uit die Bybel uit. Nou kom ek vertel vir julle, daar's 'n studie gedoen, oor 'n tydperk van 8 jaar. Oor 100,000 mense het aan hierdie studie deelgeneem. Gelowiges en nie gelowiges nie. Tussen die ouderdom van 88. Die studie was genoem The Power of Four. Dit gaan daaroor om besig te wees met die Bybel, met die woord, 4 of meer dae 'n week. Nou dit is wat hulle gesien het. Die mense wat die Bybel gebruik en die Bybel gelees het, 4 of meer dae 'n week, hoor wat het gebeur. Alleenheid het 30% afgeneem. Bitterheid het 40% afgeneem. Drank en dwelmmisbruik het 57% afgeneem. Pornografie het 60% afgeneem. Deel van hulle geloof, om met hulle geloof te deel met ander mense, 200% gestyg. Om ander mense na Jesus toe te lei, 230% gestyg. Is dit nie ongelooflik om te sien, hierdie goed wat ons so graag wil verander, hierdie goeders wat ons anders wil doen in ons lewe, ons kan dit verander, deur die Bybel oop te maak, en deur die woord te lees, deur besig te wees met die woord van God. Dit het daai mense se lewens verander, deur 4 keer of meer 'n week die Bybel te lees. Nou hier is die goeie nuus vanmôre vir jou. Jy is nie vasgevang nie. Ja, ek weet jy voel vasgevang in hierdie halwe waarhede in jou lewe. Hierdie goed wat jou vashou. Maar God kom en hy kom gee elke keer vir ons 'n waarheid uit die Bybel uit. God kom gee elke keer vir ons iets om ons brein mee te kan vernuwe en om anderster te kan wees. Paulus sê mos vir ons, laat God toe om julle te verander deur julle denke te vernuwe. Jy kan nie kom en 'n leuen hier kom uitruk sommer maar net nie. Wanneer jy hierdie leuen uitruk, moet jy hierdie leuen kom vervang met 'n waarheid. So kom ons doen dit. Kom ons raak prakties. Jy sit dalk vanmôre hier en jy lees Bybel. Jy lees elke dag van jou lewe die Bybel. Dis wonderlik, dis great, well done. Dis een van daai reëls wat jy vir die lewe vir jouself ingestel het. Jy sit dalk vanmôre hier en jy lees ook Bybel, maar jy sukkel. Jy weet nie lekker hoe om die woord te kry, hoe om dit te hoor wat die Here vir jou wil sê nie. Jy hoor nie dalk lekker hoe om 'n boodskap te kry, die waarheid uit die woord uit te kry nie. So hoe doen ons dit? Ons begin deur te pause 2 minute in die oggend, wanneer jy ook al die Bybel lees, Jesus in te nooi, en dan maak ons die Bybel oop en ons lees. Nou dit sal slim wees om dalk nie sommer net 'n hele hoofstuk aan die begin te wil lees nie. Dalk 'n paar verse. En moet asseblief nie by die boek Levitikus gaan begin nie. Jy kan later na Levitikus toe gaan. Levitikus is 'n bietjie rowwe een vir die begin. So hier is hoe ons dit gaan doen. Ons gaan lees, ons gaan daaroor dink, reflekteer, en dan gaan ons reageer. Ons gaan hierdie waarheid uitleef. So as jy jou Bybel saamgebring het, almal wat 'n Bybel het, op 'n telefoon, in jou hand, maak nie saak waar jou Bybel is nie. Maak dit vir my oop by Psalm 23. Dit is 'n gedeelte wat ons baie goed ken.
Ons het dit al baie keer in ons lewens gehoor. Ons gaan so 3 verse uit hierdie gedeelte uitlees. Maar voor ons gaan lees, kom ons raak net weer stil. Dis nou die tyd waar jy nie moet fokus op hoe warm dit is nie, of op dit wat jy dalk kan besig hou nie. Kom ons raak net vir 'n oomblik stil. Here, in die woord sê U vir ons, wees stil en weet, ek is God. Hoor hoe daar aan die deur geklop word. Gaan maak hy deur oop. Sien hoe Jesus inbeweeg. Sien hoe Jesus by jou sit. Ervaar hoe Jesus saam met jou nou hier is. Lees saam met my. Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groenwy velde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot eer van sy naam. Dink gou oor dit wat jy nou hier gelees het. Vra die vraag, Jesus, wat wil U hê moet ek weet? Die skape luister na U stem. Ek wil U stem hoor vandag. Wat is dit wat U wil hê ek moet weet? Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groenwy velde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot eer van sy naam. Wat het jou aandag getrek? Was dit 'n woord gewees? Was dit dalk 'n sin? My oog het nogal geval op hy bring my by 'n plek waar daar vrede is. En ek het net weer gehoor vanmôre, die Here is my herder. Maar die een wat my regtig vandag vashou is die een wat sê, vers 3, hy gee my nuwe krag. Ek is nogal skuldig. Ek kan baie op my eie krag wil staat maak en dinge self wil doen. Vanmôre hoor ek hierdie waarheid wat sê, hy gee my nuwe krag. So hy's die een wat my help. Hy's die een wat my versterk. Hy's die een wat vir my krag gee. Wat my nuwe krag gee. Hoe reageer ons op hierdie waarheid? Wat is dit wat jy gehoor het vanmôre? Hoe reageer ons op dit? Hoe vat ons dit en hoe gaan leef ons dit uit? Hoe wil U hê, Here, moet ek hierdie gaan uitleef in my lewe? Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groenwy velde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot eer van sy naam. Jesus, hoe kan ek hierdie waarheid wat U hier in my lewe inplant, hoe kan ek dit gaan uitleef vandag? Is daar 'n leuen waaraan ek vashou? Is daar 'n leuen wat uitgetrek moet word? Wat is hierdie waarheid wat U vir my wil kom gee? Dink vir 'n oomblik. Dink net aan die verskil wat dit in jou lewe sal maak. Wanneer jy elke dag 4 keer of meer 'n week jou Bybel gaan oopmaak, gaan stil raak. Nie net om nog 'n boksie te tik nie. Dis maklik. Dis maklik om te sê ek het Bybel gelees. Kom ek tik daai boksie. Hierdie is nie vir 'n boksie tik nie. Hierdie is nie net sommer iets wat ons doen nie. Hierdie is om vir Jesus te ontmoet.
Sy skape luister na sy stem. Hulle hoor hom. Hulle volg hom. Goeie nuus vriende ons is nie vasgevang nie. Ons is nie eers vasgevang in hierdie gedagtes van ons, van ek sal gelukkiger wees. Ek sal gelukkiger wees as my man of my vrou dit doen. Ek sal gelukkiger wees as my man of my vrou wil ophou om dit te doen. Ek sal gelukkiger wees wanneer hulle wat ook al doen. Vriende, ek wonder of daar 'n leuen is waaraan jy vashou. Ek het myself die week hierdie vraag gevra. Pieter, wat is die leuen waaraan jy vashou? Is daar 'n leuen aan jou verlede? 'n Leuen in jou verlede waaraan jy die heeltyd vashou of waaraan jy die heeltyd dink? Is dit 'n leuen oor jou toekoms? Is dit 'n leuen oor jou verlossing? Sit jy dalk vanmôre hier en as jy besig om aan 'n leuen vas te hou rondom God? God straf my. Here, hoekom doen U hierdie goed aan my? Hoekom moet ek alweer hierdie pad stap? Is jy vanmôre besig om daai leuen te glo? Die wêreld waarin ons is vol chaos. Die wêreld is deurmekaar. Maar God het die waarheid uit sy woord uit. En baie keer gaan hierdie leuns vir jou soos waarheid lyk. Baie keer gaan hierdie leuns vir jou soos die verantwoordelike ding lyk om te doen. As jy aan alkohol verslaaf is die kans goed dat jy jou werk gaan verloor. As jy aan werk verslaaf is jy 'n hero. So hierdie leuns lyk aanloklik. Vriende, ons kan nie hierdie aardse goed vertrou. Ons kan nie hierdie aardse goed vertrou vir die waarheid nie. Dis net die woord, net die Bybel wat vir jou waarheid kan gee. So pos, wees stil en weet hy is God. Gaan lees, gaan reflekteer en gaan leef daardie waarheid. Ek dare jou, gaan doen dit hierdie week. Gaan hierdie week, en dit wat ons nou gedoen het, gaan doen dit presies so. Gaan doen dit 4 keer of meer hierdie week. En iets hier binne in jou gaan verander. Iets hier binne in jou gaan anders begin dink. Here, hierdie is die grootste geskenk wat elkeen van ons nog in ons hele lewe gekry het. En dit is U woord, God geïnspireerde woord. Wanneer ons hierdie Bybel oopmaak, is dit nie net nog 'n boek wat ons oopmaak nie, maar daar's waarheid in hierdie boek. Dis 'n deur wat ons oopmaak om U te kan ontmoet. En Here, as ons vanmôre hier in hierdie kerk sit, Vader, is ons bevoorreg om 'n Bybel te kan hê in ons taal, om dit te kan verstaan, om dit te kan lees. Maar hier buitekant hierdie deure is die wêreld. En hierdie wêreld is vol leuns. Leuns dat U nie altyd vir ons is nie. Leuns dat U ons wil straf. Leuns wat ons glo oor ons verlede. Leuns wat ons glo oor die toekoms. Leuns wat ek glo oor myself. Mag ek nie hierdie woord gaan oopmaak hierdie week nie, Here, en sien dat as God vir my is, wie kan teen my wees? Dat ek waarheid uit hierdie woord uit gaan kry wat sê, nog voor jy gebore was, het ek jou op die naam geroep en jy is myne. Toe jy nog in jou moeder se skoot was, het ek jou geroep en gesê, jy is my kind. Waarheid uit die woord uit kom haal wat sê dat, as jy deur water moet gaan, as jy deur riviere moet gaan, sal die water jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, sal die vuur jou nie brand nie. Here, ons wil die waarheid uit die woord uit kom haal. Waarheid soos, moenie bang of bekommerd wees nie. Want ek is jou God. Waarheid uit die woord uit kom haal wat sê dat, staan sterk, want ek, die Here jou God, gaan saam met jou. Here, daarom wil ons vandag hier saam sit en sê, wees stil en weet, ek is God. Here, ons wil U innooi hierdie week in ons lewens in. Ons wil nie net hierdie boek oopmaak om 'n boksie te tik nie. Ons wil U kom ontmoet. Op 'n persoonlike vlak wil ons vir U kom ontmoet, Jesus. En mag dit so wees. Amen.